Baie welkom die week met Direk met Dirk, ons podcast, en vandag het ons Mosselbaai se begroting goedgekeur, so ons gaan vandag 'n bietjie gesels rondom finansies, en ons gaan dit so probeer doen, sodat almal verstaan. So eerstens kan ek noem, ons het 'n begroting wat ten volle befonds is, en dit beteken dat dis soos 'n huishouding, jou hoeveelheid inkomste wat jy vir die maand het, ons beweeg binne dit, en ons leen dus nie op die kredietkaart ekstra geld om ons boeke te laat knop nie. So ons kontantvloei maak ook sin. Ons kapitaalbegroting is R317 miljoen vir die jaar en ons bedryfsbegroting is R1,98 miljoen. Dan kan ek ook vir ons inwoners net baie dankie sê vir die feit dat julle rekeninge betaal elke maand. Op hierdie stadium staan ons betaalkoers op rondom 96%. En voor COVID was dit rondom 98% en ons natuurlik nog in daai herstelproses. En ek verstaan vir elke 1% wat die belastingbetaler minder betaal per maand, is dit omtrent in die omgewing van R1,4 miljoen inkomste wat ons basies dan verloor. So dit is baie belangrik. Dan is dit net, ek kan miskien net noem die 13 jaar wat ek op die raad is en veral die laaste klompie jaar wat ek onderburgemeester en burgemeester was in raadsit Finnis, jy sal miskien met my saamstem, raak dit al hoe moeiliker om ons begroting te laat klop. Ons munisipaliteite is geweldig onder druk. Ons weet baie munisipaliteite in ons land, Janie, is dysfunksioneel, maar ons weet ook dat hulle geweldig onder finansiële druk is, en dit is nie net as gevolg van swak bestuur nie, want ons weet in Mosselbaai is daar stabiele en skoon regering, goeie bestuur. Ons weet ook daar is 'n uitdaging in terme van hoe ons befondsing werk. Ons befondsingsmodel is 32 jaar oud, en vir daai rede is hulle ook besig natuurlik met die wetskrif, en ek het hierdie die voorstel wetskrif gelees, en die hoofdoelwit in die wetskrif is basies om befondsingsmodelle vir munisipaliteite aan te spreek. En dat dit gaan basies daaroor dat ons belasting wat na nasionaal gaan, weet ons op hierdie stadium die nasionale regering skep amper die room af, en dan dit wat oorbly word dan afgewentel of dat trickle deur jou equitable share dan na jou provinsies en munisipaliteite in terme van die hulp wat ons daar kry, en die voorstel op hierdie stadium is om die ou wat die dienste gee of lewer, en ons weet munisipaliteite is die naaste aan die inwoners of die mense. Die idee is om die tipe diens wat gelewer word, om daai befondsing dan seker te maak, daar is genoeg geld dan vir dit. So op hierdie stadium weet ons almal dat ons energieverkope raak aansienlik minder. Op hierdie stadium is ons wins op energieverkope in Mosselbaai rondom 10%, en tradisioneel in munisipaliteite was dit rondom, ek selfs hoor, is 20%. So daar is 'n wesenlike uitdaging en groot druk op ons. Tradisioneel het Mosselbaai munisipaliteit probeer ons het reg gekry om baie dienste verkope gedrewe te wees, so 'n groot deel van ons inkomste was gebaseer op die verkoop van dienste, en natuurlik kan die huishouding dan sy uitgawe beheer in terme van hoeveel dienste hy gebruik. As jy 'n bietjie wil bespaar, as jy die maand minder begroting het, dan koop jy bietjie minder water en gebruik minder krag en so aan. En ons gaan bietjie meer praat ook oor die koste vir daai dienste, die feit dat ons tarief vra wat gekoppel is aan wat daai diens ons kos, laat ons nie net iets uit die duim suig nie. Maar op hierdie stadium is dit so, as gevolg van die druk wat daar is op munisipaliteite, moes ons wegbeweeg, en moet jy kyk, hoe oorleef jy? Want ons dienste is onder druk, ons weet water is baie keer onder druk, daar is nie genoeg nie, daar word nie nasionaal genoeg voorsiening gemaak nie, almal is bekommerd oor die feit dat nasionale regering die damme bou nie, en dan weet ons natuurlik hoeveel prysverhogings ons al in die gesig moes staar as gevolg van Eskom, en almal wat dit kan bekostig gaan ongelukkig, en hulle gaan installeer hulle eie solarstelsels. Ons weet banke ondersteun dit, jy kan baie maklike lening by 'n bank kry, as jy 'n goeie skoon kredietrekord het, dan kan jy maklike lening bekom, en ons kan miskien nou iets oor dit ook noem, wat die munisipaliteit volg basies maar dieselfde strategie as wat huishoudings doen in daai verband. Op hierdie stadium, ook wat dit baie moeilik maak, is die feit dat, en dit is belangrik dat die inwoner dit ook besef, hoe jy vas is binne jou begroting. Op hierdie stadium byvoorbeeld, ons grootmaat aankope is rondom 37% van ons volle begroting, of ons totale begroting, en ons lone rekening is rondom 27%,
goed is, as jy vat oor die laaste 10 jaar, as ons kyk na ons vorige sensus in die huidige sensus, het Mosselbaai basies met 1/3 gegroei, en ons sit met, ek dink, een van die kleinste werkerskorpse in die land. Die norm is rondom 35% van jou totale begroting, word dan gaan gespadeer aan 'n lonerekening. In Mosselbaai is dit 27%, maar as jy die twee bymekaar tel, praat jy van 64% van jou begroting waar jy vas is, waar jy niks aan kan doen nie. Daar's geen beweegruimte nie, en dit is wat die begrotingproses binne 'n munisipaliteit ongelooflik moeilik maak, maar ek het natuurlik ook twee kundiges saam met my. Raadsit Furnis is ons finansies voorsteur vir die afgelope 5 jaar, en dan Janie Fourie is ons bestuurshoof van inkomstedienste by Mosselbaai munisipaliteit, en 'n kundige amptenaar. Dit is lekker om met kundiges te werk binne Mosselbaai munisipaliteit, en dis een van die redes hoekom ons inwoners dienste kry, want ons stel mense aan wat die regte kwalifikasies het, die regte waardes het, en wie ons gemeenskap dien. So, menere, baie dankie en baie welkom hier. En ek gaan dan die eerste vraag, kan ek miskien van my kant vra. Ons sien dat daar redelik rumors, as ek die woord dan kan, ons weet van die rumormil, en laat inligting vrylik versprei word op sosiale media. En dan van die inligting wat op hierdie stadium versprei word, is die feit dat, soos ek genoem het, Mosselbaai groei baie vinnig, en dan die veronderstelling wat uitgaan, of dan die rumor wat uitgaan, of die aanklag amper, is dat die oud inwoner van Mosselbaai, die tradisionele inwoner, moet nou meer betaal vir sy dienste, want hy moet voorsiening maak vir die groei wat plaasvind in Mosselbaai. So Mark, ek gaan eers, en jy's meer as welkom om in Engels te gesels, wat is jou gevoel rondom dit? Thank you very much, Mayor. Yes, I will be discussing it in English because Afrikaans is mostly for self-defense in my case. Mayor, the reality is that's an absolute fallacy that our residents are cross-subsidizing developments. We've made sure that we have brought in increases in the capital contributions. Some people aren't happy about it, unfortunately, but we had to do it because everybody has to pay their fair share. We cannot penalize the residents of Mossel Bay for new developers who are going to make money in developments. It's just one of those things. We are here to ensure that we look after our residents in Mossel Bay. The reality is, Mayor, that for years and years, there's been a story going around that developers are cross-subsidized by the municipality and it comes out of ratepayers' money. Unfortunately, that's not true, Mayor. We've done the studies. We've done a capital contribution increase. We've also done a metascopic study for our road infrastructure to show what people must be paying. And yes, it wasn't well accepted by developers, but unfortunately, Mayor, we cannot have our ratepayers pay for people that are going to make money. I mean, that is just not fair. It's like, for example, people paying me, the more paying me to run my shop, it doesn't work. It's one of those things. So no, Mayor, that is an absolute fallacy. Look, we're here to look after our residents. We're here to look after the people that have been here for years, that pay every month, that have paid their dues. I mean, those days are gone. Those days are long gone, Mayor. So no, sorry, that's an absolute fallacy. Ja, ek dink een van die voorbeelde wat ons kan noem, wat ook in die media uitgespeel het, is 'n nuwe privaat skool wat in Mosselbaai wil vestig. En ons het werklik ure gesit en gekyk, hoe kan ons die skool se hande vat, want eerstens is 'n kapitale bydrae 'n statutêre verpligting, wetgewing bepaal dit, en tweedens, soos Mark genoem het ons studies laat doen, en kan ons presies sien, maar dit gaan die koste om daai padinfrastruktuur byvoorbeeld dan uit te rol oor die volgende 30 jaar, gaan ons X kos, en natuurlik kyk ons, hoeveel verkeer word dan gegenereer, ons het ingenieurs wat help, daar's formules wat dit uitwys, en jy bepaal dan hoeveel ritte gaan gegenereer word deur byvoorbeeld 'n skool of 'n nuwe mall, en dan in terme van daai hoeveelheid gebruik wat daai mall dan gaan opneem, moet hy dan 'n bydrae lewer. En dit was presies die geval met die privaat skool, waar hulle gesê het, maar ons is 'n skool, en ek stem 100% saam, en vir daai rede het ons senior regsopinies gekry om te kyk, hoe kan ons afslag gee? En wat die regsopinie vir ons gesê het, is wanneer ons kan afslag gee, jy moet jou beleid aanpas. Maar wanneer jy afslag gee, moet jy dan sê, wie gaan instaan vir daai afslag? En daar's niemand anders as die belastingbetaler van Mosselbaai nie. Gegeewe 27% van ons inwoners in Mosselbaai is afgetredenes, dis die hoogste persentasie in Suid-Afrika. En my argument toe was,
Wel, daai 27% het almal al reeds betaal toe hulle kinders 30, 40 jaar terug op skool was. Nou is hulle afgetree en jy kan nie verwag dat daai inwoner nou weer betaal vir 'n ander jong persoon wat in Mosselbaai kom in wie se kinders moet skool gaan nie. Janie, wat is jou gevoel rondom dit? Ja, kapitaalbydra, miskien moet ek net verduidelik hoekom kapitaalbydra in die prentjie om projekte te befonds. So elke liewe ontwikkelaar is verantwoordelik vir kapitaalbydra. En dit kan of in 'n randwaarde wees, so dit word dan oorbetaal soos wat die eiendomme registreer of onderverdeel. Maar baie keer is daar onderhandelinge met die ontwikkelaar om spesifieke opgraderings te doen tot jou infrastruktuur, tot jou padinfrastruktuur. Soos byvoorbeeld, hulle moet 'n substasie opgradeer om groter kapasiteit te kry spesifiek vir daai ontwikkeling. Baie keer is dit goedkoper vir die munisipaliteit om eerder laat die ontwikkelaar daai opgraderings doen en dan kry jy daai bate weer in ruil vir kapitaalbydra. So daar is kapitaalprojekte wat spesifiek uit daai kapitaalbydraes gebefonds word, maar die ander wat nie noodwendig nou dadelik op 'n kapitale projek spandeer gaan word nie, word dan in rand en sent inbetaal by die munisipaliteit soos wat die eiendomme onderverdeel, en dan daai geld word dan bygedra tot die CRR. En die CRR word dan nou weer gebruik vir toekomstige befondsing van kapitale projekte. So dis nie dat daai geld wegraak nie, dat kapitaalbydraes word dan as deel van die CRR word hy dan in die toekoms weer beskikbaar gestel vir ons opgradering of ons ontwikkeling van nuwe infrastruktuur. So verdere bydraes tot ons CRR op 'n jaarlikse basis is jou depresiasiekoste van elke bate, want soos wat die bate gebruik word in sy leeftyd, moet jy voorsiening maak dat daai bate in die toekoms weer vervang kan word. En daai vervangingskoste of die depresiasie word eenkant gesit en dit word bygedra tot die CRR, ook weer vir toekomstige vervanging van daai bates. Die derde een wat ook dan nou betrokke is by die CRR se befondsing, enige addisionele winste wat deur die jaar deur operasionele begroting gemaak word dan ook bygedra tot die CRR. En dan die vierde ene is enige nuwe aansluitingskostes, soos water, elektrisiteitsaansluitingskoste wat bygedra word, dit word ook dan bygedra tot CRR, en dit is waar uit jou kapitaal dan befonds word van die munisipaliteit se kant af. Ja nee, baie dankie. Ek gaan miskien net voor ons oor cost of supply, terwyl jy verduidelik hoe jou kapitale bydraes werk, kan ons miskien ook oor cost of supply, maar ek wil net voor ons na dit gaan, kan ons ook noem dat uit die aard van die saak gaan ons lenings aan om ook infrastruktuur daar te stel. Ons dorp groei baie vinnig. Ons is nou vir 3 jaar in 'n ry is ons die mees gewilde dorp waarheen mense beweeg in Suid-Afrika, dorp nie stad nie. So dit beteken jy moet infrastruktuur uitrol. En so dit word uitgerol dan deur kapitale bydraes eerstens, en ons gaan wel lenings aan, en ek weet daar word baie gesê rondom lenings, en uit die aard van die saak is ons ook gevoelig. So ons het op die stadium vir die laaste paar jare aptyd gehad om lenings aan te neem, en op hierdie stadium sal dit nou in die volgende 2 jaar weer afneem. So ek wil net aan die inwoner verduidelik dit, ek is 'n entrepreneur of 'n sakeman. So wat ek byvoorbeeld in my besigheid doen, en ek dink een is goeie besigheidspraktyk, meeste sakemanne doen dit en beleggers doen dit ook. So wat jy doen is, as jy gesond gesien word of kredietwaardig gesien word by 'n bank, kan jy na die bank gaan, jy kan 'n lening maak. Dan is dit slim praktyk om te kyk waar kan jy 'n belegging koop of 'n besigheid koop wat vir jou daai lening gaan afbetaal en jy genereer 'n wins uit dit uit. So die munisipaliteit het 'n soortgelyke strategie. Ons leen wel geld, maar ons leen dit vir inkomste genererende projekte. Ons gaan byvoorbeeld nie 'n 100 miljoen rand leen in paaie bou met dit nie, want dit is 'n diens wat ons moet lewer, maar dit is iets wat befonds word uit ander fondse. Jy maak nie direk, ons vra niemand 'n fooi vir elke kilometer wat jy ry op die paaie in Mosselbaai nie. En een van die projekte wat ons dan uitrol op hierdie stadium is solar, want daar is 'n wesenlike besparing wat jy kan sien as 'n inkomste. Eerstens, tweedens verseker ons dan ook dat jy daai infrastruktuur kan aanhou
En derdens verseker jy ook dat jou toerusting minder breek, omdat dit nie die hele tyd aan en af gaan wanneer daar beurtkrag is nie. En dit is presies wat huishoudings ook doen. Soos ek genoem het, meeste huishoudings, en dis die druk waaronder 'n munisipaliteit is die feit dat jy gaan oor 'n paar jaar, gaan jy werklik net sit met mense wat nie werklik dit kan bekostig om selfvoorsienend te wees nie. So jy gaan met armer gemeenskappe sit vir wie jy die diens moet voorsien, en jou ryker gemeenskappe gaan wegbeweeg, en dit gebeur reeds in 'n groot mate, ons sien dit in die verliese aan inkomste, en dit is maar dieselfde wat die munisipaliteit ook doen. So ons sien, hoe kan ons dan 'n lening aangaan, selfde as 'n huishouding, om infrastruktuur uit te rol, wat vir ons inkomste genererend is, wat vir ons voorsiening maak, instabiliteit, en dan uit die aard van die saak, het jy daai besparing. So ons bespaar deur dan nie onderhewig te wees aan Eskom se hoër verhogings elke jaar nie. Maar om oor te gaan en dis miskien belangrik dat ons dit net uitlig, want ek weet daar's baie mense wat baie bekommerd is, maar dit is nie dat ons net lenings willekeurig of onwillekeurig aangaan nie. Dit is beredeneerde besluite wat geneem word, ons het 'n span kundiges, ons het 'n langtermyn finansiële beleid, in terme van daai beleid, leen ons slegs geld vir inkomste genererende projekte. So dis 'n doelbewuste strategie, om onsself uit 'n probleem uit te wikkel. En op hierdie stadium, in terme van ons ratings, is ons bietjie af, en ons is oor die laaste klomp jaar altyd nie top 10, en op hierdie stadium is ons nommer 5, in terme van finansiële volhoubaarheid, ons was 1, en ek dink soos in enige huishouding, as jy 'n skuld aangaan, dan is daar 'n bietjie meer druk, en dis hoe ek dit maar gewoonlik in die inwoner verduidelik. Dan is jy bietjie meer onder druk, en wanneer daai besigheid wat ek nou op skuld afbetaal, maar wat vir my reeds 'n wins genereer, en homself betaal, sodra hy afbetaal is ek net in soveel meer gesonde posisie. So op hierdie stadium is ons 'n bietjie af, en natuurlik werk ons hard in terme van ons betaalkoers, terugbetaling. Ons weet beide die eerste solar aanleg, weet ek met die aansuiweringsbegroting het hulle reeds vir my gesê, ons het nou reeds 'n wins of R3 miljoen reeds minder betaal, as wat ons aan Eskom sou betaal. En ek meen ons eerste 2 megawatt sonaanleg was in die middel van laas jaar eers, wat hy geopen is, of gecommission is. En ons is nou nog besig om die tweede een te bou. So die voordeel van daai 2 aanlegte gaan ons eers werklik sien in die volgende finansiële jaar. En op die stadium plaas het ons dan bietjie minder of bietjie meer onder druk. So kom ons gesels dan bietjie meer of rondom die cost of supply, Janie. En dit is vir my belangrik dat die inwoner verstaan hoe werk ons dienste, hoe kom ons vorendag met wat ons vir hulle vra. Dankie burgemeester. In die eerste plek, die munisipaliteit moet op die einde alle kostes binne in die bedryfsbegroting van iemand afhaal. So dit is belangrik om jou koste te vat, en dan is wat ons gedoen het, en 'n studie wat jy doen, om dan te kyk, hoe klassifiseer jy hierdie kostes in die verskillende dienste wat gelewer word. Nou die dienste wat ons lewer is nou natuurlik water, elektrisiteit, vullis, riool, en dan enige iets wat nie direk met daai 4 dienste te doen het nie, word dan befonds uit eiendomsbelasting uit. So ons vat ons begroting, ons vat ons koste en gaan kyk, op watter diens is hierdie koste van toepassing. Waaruit moet hy verhaal word en befonds word? En die beginsel is, iemand wat nie toegang het tot die elektrisiteitsdiens nie, kan tog nie bydra tot die elektrisiteitsdiens nie. Selfde soos die riool. Jy kan nie iemand in Lentana waar daar nie 'n riooldiens is nie, laat bydra vir 'n riooldiens waar hy geen toegang het tot die netwerk nie. Brandwag, al hierdie buitepunte, dis Eskom elektrisiteit. Ons verhaal geen elektrisiteitskoste uit daai verbruikers uit nie. So dis die eerste belangrike punt. Dan het ons natuurlik ook wat ons noem support services. Nou daai support services is soos finansies, soos enige iets wat 'n support doen aan een van hierdie dienste. Dit is ook soos byvoorbeeld, so dit is enige iemand wat support doen aan hierdie dienste, en daar word dan nou hierdie kostes word ook dan nou gegroepeer na support services toe. Dan wat ons gaan doen is, ons vat hierdie support services, want daar's nie 'n direkte verhaling van iemand af vir die tyd wat ek by die burgemeester gaan sit, dan moet ek daarvoor gaan betaal nie. So dit is daai boekoste of die support services, vat ons dan, en dan deel ons dit toe, binne deur gebruik van koste drywers, om te kyk, wat
wat is die split van daai koste binne in elke een van hierdie dienste? En ons gaan vat daai koste en ons deel dit toe. Dan kry jy, hoeveel geld het jy nodig om elke liewe diens te befonds? Dan het jy die som van wat dit jou kos om elke diens te lewer. Die werklike Die werklike uitgawe. In ag genome al die kostes binne in die operasionele begroting. Ja. Dan gaan ons gaan kyk. Okay, watse tariefstrukture is daar in plek? En daai tariefstruktuur is nou natuurlik jou tipe verbruikers, en dan die tipe en die grootte van jou aansluiting speel 'n rol van hoeveel jy moet bydra. Iemand met 'n 3-fase meter en iemand met 'n enkelfase meter sit 2 verskillende drukke op die infrastruktuur. Ja. So hy moet 'n verskillende koste bydra tot daai toegang tot daai infrastruktuur. Ja. So dan vat ons daai struktuur en ons gaan kyk hoeveel is jou huidige verbruikers op elke een van hierdie tipe verbruikers en tipe aansluitingspunte. En dan maak ons voorsiening gebaseer op geskiedenis wat ons het oor hoe het die dorp in daai diens gegroei en dan ook met die verbruikerkant. Kyk ons hoeveel het die gebruike gegroei in die laaste tydperk. En in ag genome jou huidige statistieke per tarief, per struktuur, vat jy dan en jy gaan deel daai koste toe om te kyk hoeveel moet elkeen van daai verbruikers bydra tot daai dienstekoste. En ek kan dalk net vir interessantheid, die groeie wat ons voorsiening gemaak het vir die 2026-27 finansiële jaar, vir elektrisiteit is dit 'n 1.4% groei in aansluitingspunte. Vir water is dit 0.3% groei in aansluitingspunte. Vir vullisverwydering is dit 0.6%. Rewil is dit 0.7% en ons voorsien dat die eiendomsbelasting, die waardasie, totale waardasie van eiendomme met 'n 2.2% gaan groei. Op elektrisiteit het ons ongelukkige afname gesien in ons verbruike van 0.1% en ons voorsien nie dat dit om gaan swaai na 'n positief toe nie. En dan op water is dit ongeveer 'n 2% groei wat ons voorsiening gemaak het vir waterverbruike. So ons gebruik nie die verbruike soos op vandag nie en die aansluitingspunte soos vandag nie. Ons laat toe vir groei. En dan gaan kyk ons ook wat is dan die persentasieverhoging wat jy op elke tarief moet voorsien om by die uitgawe uit te kom, om daai voorsiening te doen vir die koste. So dit is basies wat ons doen, maar op water en elektrisiteit is dit so klein bietjie anderster. Ons gaan verdeel ook daai koste tussen vaste kostes en veranderlike kostes. Die vaste kostes is jou koste wat vas is irrelevant van die hoeveelheid wat verbruik word. En jou veranderlike koste, soos byvoorbeeld hoe meer dienste ons moet lewer aan die eindverbruiker, hoe meer krag hulle koop, hoe meer moet ons aankoop by Eskom. Hoe meer water verkoop word, hoe meer water moet ons aankoop by waterdienste. Ja. So dit is die beginsel en ons probeer dat jou vaste kostes uit basiese fooie verhaal word. Want ons kan nie dat die tendense in verbruike maak dat ons nie ons vaste koste komponent kan betaal nie. En dit is die belangrike beginsel wat eintlik uit jou stelselswet uitkom. En dit is hoe ons dit dan nou wel toepas. Wat ons op die eiendomsbelasting kan doen, is daar is dan al hierdie ander dienste waarvoor betaal moet word dan verhaal uit die waardasie van elke eiendomme, in gevolg ons waardasierol. Ja nee, ek kan miskien net op daai punt noem, so die norm in munisipaliteite is hier in die middel 20% uit eiendomsbelastings, wat hulle dan daai finansiering doen. En in Mosselbaai op hierdie stadium, ek weet daar word baie gesê oor ons eiendomsbelasting, ons het dit vir 'n paar jaar nou redelik opgeskuif, en dit is eenvoudig omdat ons te goedkoop was. So, dit sê ek tong in die kies, ek is ook 'n belastingbetaler, ons almal is. Maar as jy ons vergelyk met dorpe om ons, en die feit dat die dienste wel gelewer word, en hoe alles duurder raak, en as jy dieselfde kwaliteit diens wil aanhou lewer, moet die geld van iewers kom. Ons weet hoe alles duurder raak, byvoorbeeld brandstof, en so kan jy aangaan ons eie energie wat ons aankoop, ensovoorts. Maar as jy gaan kyk, op hierdie stadium is daai persentasie in Mosselbaai, waar dit die norm munisipaliteite om ons, is rondom in die middel 20%, is ons op hierdie stadium 15,7% van ons inkomste kom dan uit eiendomsbelasting. En dit is dan die deel wat ons kan gebruik om daai dienste dan mee te subsidieer.
Dan, yes, sure. You're more than welcome. Look, Mayor, there is one thing that I would also like to highlight that Yanni has spoken about with the basic charges. The reality is, it's the recovery of electricity. Eskom does ask us a basic fee, and we have to recover that. And unfortunately, we had to bring in a basic fee because a lot of people left the grid. That was the reality. And these people that left the grid still have municipal connections. They use the municipality when the price is cheap, when the unit price is very cheap, because as the electricity price goes, it spikes and it drops. And when it spikes, we pay a high rate. When it drops, when it's a low rate, then it's cheaper. Then it's a lot cheaper. Unfortunately, when it was load shedding, a lot of people brought these spikes up because what would happen is their solar system would run out of power, and then as the lights came back on, it would hit the spike, it would spike and then recharge the batteries. So we thought to ourselves, when we had the discussion about bringing it in, it was a big hoo-ha, I remember that. The reality was that everybody had to pay a fair share. And coupled with that, Mayor, it's the first time ever that pensioners can now get a discount on their basic rate, where they never did that before, when it was a one-part tariff and two-part tariff. When it was a one-part tariff, the pensioners they had to pay the unit price. Now the pensioners can actually benefit. There's a discount. So we're looking after the public there. So there was a reason that we brought in it. Isn't that we're trying to be malicious or anything like that. The rest of the country has done it for years. And we held out. But the reality is, Mayor, the people that have solar, they don't use our service anymore, but it is available. And then they benefit from it. And then Joe Soap must pay the higher rate and cover for them. And we can't. Cross-subsidize. Yeah, basically cross-subsidize them. And we can't do that, man. So you've basically got the poor subsidizing the people with solar plants. And on the what happened with load shedding is your maximum demand. So that basic there's a punitive measure in that. The more you pushes up the amps, the higher you pay per month then that fee. And that is exactly what happened. That's also the reason why we continuously try to stay away from load shedding the whole town. Jy weet baie, daar was groot frustrasie, die feit dat ons groot dele wat op die hooflyn van Petro SA koppe was, dat ons geveg het om dit aan te hou. En dit was onregverdig, maar ons het nog steeds 'n inkomste gegenereer uit daai huishoudings, en tweedens kon ons keer dat daai maximum demand nie so hoog opdruk wanneer almal se krag onmiddellik aangaan, almal se batterye laai, yskaste maak uit, alles wat baie krag gebruik, trek 'n ongelooflike energie, dit druk die maximum use op, die ampere wat ons trek op, en dan betaal die munisipaliteit baie meer, en op die einde van die dag is dit belastinggeld wat daai boetes betaal. Miskien bietjie, daar's iets kontroversieel nou wat oor die laaste maand of so uitgespeel het, en dis die hofuitspraak teen Kaapstad. Ons weet hulle het nuwe skoonmaakdienste ensovoorts tariewe uitgerol. En die vraag is, maar nou Mosselbaai het ook basiese dienste begin hê rondop energie en so voort, so 'n jaar of 2 gelede, en is ons dan nou nie ook verkeerd nie? Jannie, kan ons vir die inwoner net verduidelik rondom dit? Ja, burgemeester, die beginsel is eintlik eenvoudig. Enige dienste moet gehef word in gevolge die stelselswet, die munisipale stelselswet. En daar is 'n redelike klomp beginsels in gevolge dit moet gaan. Die beginsel is, jy moet bydra tot jou toegang tot die diens, of die diens wat jy wel kry, die grootte van die diens. En dit is hoe ons basiese fooie bepaal. So jy gaan kyk, wat is jou toegang tot die diens, wat is die grootte van die toegang tot jou diens, en dit is hoe ons die verhaling doen. Wat eiendomsbelasting aanbetref, dit word gehef in gevolge die eiendomsbelastingwet. En dit is waar die waardasie van jou eiendom bykom. En dan is daar 'n mate van herverdeling van rykdom. Hoe groter die waarde van jou eiendom is, hoe meer gaan jy bydra. Hoe minder jou waarde is, hoe minder gaan jy bydra. En daar het die beginsels die mekaar geraak. Hulle het basiese fooie begin koppel aan die waardasie van 'n eiendom, en nie in gevolge die stelselswet nie, wat ons wel doen. Okay, baie dankie Jannie, dit gee nogal goeie duidelikheid. Jannie, dan, jy het nou redelik gepraat rondom ons CRR. Miskien kan ons net vir die inwoner verduidelik, wat is die CRR fonds? Ons het nog 'n fonds, ons het 'n selfversekeringsfonds ook.
Ek weet nie of jy die bedrag wat huidiglik binne daai twee fondse is nie, maar as jy so 'n bietjie vir die inwoner kan verduidelik, wat is die twee fondse, wat is in dit en hoe werk dit, wat doen ons met dit? Burgemeester, ek het net so vinnig oor die CRR gepraat. Ek het nie die spesifieke bedrag op hierdie stadium nie, maar hy word opgehoop met die bydraes soos wat ek net verduidelik het. Jou depresiasiekoste, jou kapitaalbydraes en enige addisionele winste en dan ook enige aansluitings, kapitale aansluitings wat gemaak word deur kliënte. Hy word dan nou in 'n verhouding tot nuwe of vervangings van kapitaalprojekte gesplit. So dit is hoe die CRR aangewend word vir kapitaalprogram wat uitgerol word elke jaar. So uit daai fonds is die Capital Replacement Reserve, so die bydraes gaan dan in daai, soos jy genoem het, gaan in daai fonds in, en dan uit daai fonds uit neem ons 'n deel en ons bring dit dan in hierdie 300 miljoen, 317 miljoen kapitale begroting, word dan gedeeltelik befonds uit daai Capital Replacement Reserve wat ons het, trek ons die geld in die kapitaal. Heeltemal reg. Die ander gedeelte van die kapitale projek word natuurlik befonds deur grants, wat ons kry van nasionaal en provinsiaal af, en dan is daar ook ander bydraes, soos byvoorbeeld uit die Self-Insurance Reserve. Sê nou maar ons het sekere beskadiging van eiendom wat gebeur, soos by Dias, dan sal daai Self-Insurance Reserve gebruik word vir daai befondsing. Net voor ons verder gesels, hoekom gebruik ons nie net gewone versekeraars nie? Daar is 'n studie gedoen en daai studie het bepaal dat die hoeveelheid kere wat ons eis by die versekering maak dat ons 'n premie moet betaal op ons versekering op sekere tipe kapitaal wat ons moet vervang. So ons het daai gedeelte geringfens en ons het gesê hierdie gaan ons nie meer deur die versekering sit nie. Ons gaan elke jaar 'n sekere bedrag wegsit na die Self-Insurance Reserve toe, om indien daar enige van daai kapitaal vervang moet word of reggemaak moet word, dat dit uit daai fonds eintlik kan kom. So dit het op die ou en op die operasionele begroting 'n besparing gemaak op die paaiement wat ons aan die versekeraars elke maand betaal. So dit was 'n beredeneerde besluit, daar was deeglik navorsing gedoen rondom dit, en uit die aard van die saak, terwyl die geld dan nie gebruik word nie, trek dit rente. Ja, so dit is 'n besparing op versekering, so ons is selfversekerd, en wanneer daar dan 'n krisis is, dit gaan natuurlik ook rondom beleid, en dit gaan ook rondom finansiële dissipline, en ons weet, soos ek nou genoem het, Mosselbaai is huidiglik in die top 5 in die land in terme van finansiële volhoubaarheid. Dit gaan oor jou beleide, dit gaan oor nie net 'n skoon audit nie. Ja, ons het wel 12 uit 14 skoon audits kry oor die laaste 14 jaar, maar dit gaan oor die beleid en dit gaan oor daai dissipline, finansiële dissipline binne die organisasie. Dan word daar ook, en ek kan miskien noem, die op hierdie stadium, hierdie jaar se verhogings wat dan nou deur die raad goedgekeur is vir elektrisiteit 8,5%. Ek weet Eskom self het meer, ek dink is 'n persentasiepunt meer as dit verhoog. Ons is bietjie onder dit. Eiendomsbelasting dan 5,8%, dan waste removal 5,5%, storage renewal 5,5%, water 5,8%. Nou die argument vir enige persoon wat vir die eerste keer na dit kyk, sou die argument wees, maar dit lyk of dit bo inflasie is. En dit is 'n argument wat ek baie hoor. En wat is ons argument rondom die feit dat dit lyk asof dit bo inflasie is? Burgemeester, ons moet op die ou einde die diens lewer. En soos ek nou gesê het, met die cost of supply studie wat ons gedoen het, vat ons daai kostes en op die ou ende moet daai koste verhaal word uit elke diens uit. En gebaseer op die hoeveelheid die verhoging in daai koste, moet daai verhoging deurgaan na die verhaling van die verbruiker. So op die ou ende binne in ons broodmandjie is dit nie jou normale tipe produkte wat in die broodmandjie is nie. Ons is die munisipale dienste is een item binne in die broodmandjie
wat inflasie bepaal. Van die totale inflasie. Van die totale Maar jy het inflasie. verskillende inflasie Jy het party goed wat 2% is, 3% is ensovoorts. En die gemiddeld van dit is op die ou einde inflasie. So ons is een komponent van daai broodmandjie. En ons kostes is ongelukkig nie brood en hierdie tipe dinge wat 'n laer persentasie is nie. Ons het infrastruktuurinflasie, bou-inflasie, hierdie tipe dinge wat baie hoër is as jou normale inflasie. En dit is die koste om daai infrastruktuur te onderhou, om daai infrastruktuur daar te stel, het ongelukkig baie meer opgegaan as petrolprys, dieselprys, al daai tipe goed het 'n direkte impak op ons broodmandjie. En ons broodmandjie sluit ongelukkig die hoër inflasie of hoër rente of meer sensitiewe items sluit dit in. Ja, 'n goeie voorbeeld as jy vat jou mandjie met kruideniersware. En ek meen dit groei ook ongelukkig ver bo jou normale of algehele inflasie. So daar's definitief verskillende inflasie mandjies. As jy byvoorbeeld net gaan praat rondom vervoer of transport, as jy net dit in 'n inflasie mandjie moet sit, wat sal daai opgang nie wees in daai persentasie nie. En dit het 'n groot uitwerking as jy vat net jou vervoer. Ek meen ongelukkig ons weet ons spoorweestelsel in Suid-Afrika werk nie meer nie. So iemand betaal daarvoor. Elke liewe ding wat op 'n trok vervoer word, en dit is basies ons woon in 'n groot land met lang paaie. Daar's daai ekstra uitgawe op brandstof word deurgegee na die verbruiker, wie ons inwoner ook is. Dis dieselfde persoon. So ja, dit is dan net so 'n bietjie rondom tariewe. Jannie, dan of ons kan miskien bietjie net gesels rondom oor deernis. So baie keer is daar die bekommernis van die inwoner, maar ons betaal vir al hierdie afslag wat gegee word in die dorp. En miskien moet ons eers net die onderskeid tref. Wat is deernis en wat is dan nou die ander afslag wat ons het? Daar's 2 kategorieë. As ons miskien net so 'n bietjie rondom dit kan gesels. Burgemeester, so deernis is geld wat spesifiek bewillig word deur die nasionale regering. So dit kom uit normale belastings uit en daar is daai gedeelte wat dan vir elke munisipaliteit toegeken word. Dit is spesifiek om vir die poorest of the poor dienste te lewer. En dit is basies dan 'n huishouding wat onder 'n spesifieke inkomste lê en hulle kwalifiseer dan, hulle kry soos almal in ons dorp kry hulle wel ook 6 megaliter water gratis. Ek dink daar's min munisipaliteite wat dit nog lewer en dan kwalifiseer hulle dan vir die afslag. And then basically those are households that have, it's 2 SASSA pensions is level 1 and level 2 is 4 SASSA pensions. They also get a rebate on their power. They do the level 1 gets a 50%, 50 units free and level 2 is 25 units. The big thing is, Mayor, I think we have to stress this and we can't stress this enough, is that we do not subsidize this. This is subsidized fully from our equitable share. The ratepayers out there don't pay for these people. I mean, you see it often on social media, how the people go off and say these people getting free electricity and things like that. It's not. Mayor, the reality is people also need to understand there is a lot of poverty. We're in a country that's got a lot of poverty. You know, when we were at the breakaway, the finance breakaway at Obai, the shocking thing was to see in Mossel Bay, 21% of the households in Mossel Bay live on less than 726 Rand a month for food. That's 21% of our households. I just think the listeners out there should take that into account. You know, it's easy to say these things, make these statements that people are getting free units and, you know, we're suffering and we're having to do this, and this. But the reality is, Mayor, there is a lot of abject poverty. And these people are poor. That's why we put a lot of emphasis in the indigent drives. We try to help, we try to get the word out there to capture more people into the net, because it also gives us a greater argument to go and ask for more money. Because we can then prove to the national government, look, we've got X amount of people, we need more financing. Because at the end of the day, the residents can't pay for that. It has to come from somewhere. And we're fortunate enough that we get the full funding from the national government. Yeah, and obviously it is from our taxes we pay to national government, but there we say, but this is a service we should deliver. It doesn't come from your municipal basket
or the municipal income stream. It's not paid out of that. It's a grant. And what we're fighting for, and in terms of the white paper, obviously the argument is, but give us our fair share of the money that goes to national so that we can provide and assist. And so on, and that the money doesn't get stolen at the top. Unfortunately, that is sometimes what happens. Burgemeester, miskien kan ek net om 'n bietjie konteks te gee oor die hoeveelheid geld wat ons hiervan praat. Huidiglik kry ons so 158 miljoen is begroot vir die 26-27 finansiële jaar vanaf die equitable share. Nou hulle is besig om die hele model in hersiening te vat. So om te sê hoeveel per household moet bygedra word of moet voorsien word deur nasionale regering om hulle te befonds. Op hierdie stadium is daar gesien dat daar eintlik 'n onderbefondsing is van die model wat hulle huidiglik doen is nie genoegsaam om die behoefte aan te spreek nie. Huidiglik op level 1 deernis het ons 2800 huishoudings, op level 2 het ons 620 huishoudings. Ons het dan ook 'n disability kategorie van 10 huishoudings wat daar is. Ons het dan ons waardasie deernisse, 6800 deernisse en dan het ons 'n informal kategorie vir al die elektrisiteitsmeters wat in die informele gebiede is en dit is 4500. So self daai elektrisiteitsaansluitings in die informele nedersettings verhaal ons vanaf die equitable share. Vanaf dit. Ja. En dis nie 'n las direk op jou inkomstemaatjie van die munisipaliteit. Ja. Net as ons kan bietjie gesels dan oor, ons het nou gesê 27% van ons dorp se inwoners is afgetraides of bejaardes. Wat doen ons raadsidvurnis of maak om voorsiening te maak vir daai inwoners? Okay, thank you, Mayor. This is actually a topic very close to my heart because, these people have paid their dues, these residents have paid their dues all their life, they've paid their taxes, and they come and unfortunately their money isn't lasting as long as it did a few years ago due to inflation and things like that. So what we have we've brought in, you've got two categories. You've got a 30% discount and a 50% discount. The 50% discount is for households under 20,800. And then the 30% discount is for households under 27,900 income. Basically, that gives them relief on their basic charges. For example, as I said to you when we discussed electricity, for the first time, they can actually benefit. Pensioners can now benefit from cheaper. They're basically buying power cheaper. The unit price is actually a little bit cheaper than it was a few years ago, adjusted for inflation, obviously. And then, Mayor, also they get a discount on their rates and taxes, their actual rates, their property rates, which is a big benefit for them. Because at the end of the day, Mayor, these people have paid for years and years and years. They've been loyal customers. We have to help them. Unfortunately, Mayor, this does take into account the full household salary. I think that's something we also have to bring in. For example, Mayor, if my parents are still alive and I lived with my dad and I earned a salary of 40,000 Rand a month, but my dad was getting a pension of 15,000, it's not right that my dad, that I don't contribute the right amount to my dad. I should give him something. I should actually look after my dad because he's done. No, that's it. And now, unfortunately, we're sitting with situations where people come and say yes, but they've got a tenant or their child is living with them, and they fall out of the pension category because it's a very sad situation. And I know as a parent, it's a very hard thing to discuss, but the child also has to pay their fair share, man, because you can't have somebody living large and just benefiting and getting all the benefit, and they're not really adding the value. So people need to understand that these amounts that I mentioned mean full household income. So even if there is a tenant and you still fall under that category, fine, there's no problem. But if you're over that, unfortunately, the tenant just needs to pay a little bit more. The tenant can pay a little bit more for their rates and taxes as well. Then I think they have to also pay their fair share. I think that would be the right thing to do. So look, Mayor, we're not an uncaring municipality. We've looked at various ways how to help people, how to do things. But at the end of the day, people also have to take a bit of responsibility and look after themselves. Thank you. Wel, op die punt, Jannie, kan ek net vir jou dankie sê, weet. Dit is, ek weet daar word baie keer, veral ook deur politici druk geplaas op inkomste. Ek dink, een van die groot geheime om 'n munisipaliteit effektief te bestuur en om finansiëel volhoubaar te wees, is om seker te maak dat almal betaal.
en laat gelde geïn word soos wat daar skuld is. Dit is baie maklik om te sê nee, ons gee afslag of jy hoef nie te betaal of ons skryf af. So daai streng kredietbeheer is nie 'n lekker werk nie en vir die enorme taak wat jy in jou span doen, baie dankie namens die inwoners van Mosselbaai. Dit gaan oor dissipline, dit gaan oor jy moet streng wees en dit is nie altyd die lekker ding om te doen nie. So ek weet daar is ongelooflike druk op julle. Ons verstaan, ons is 'n omgee munisipaliteit. Dit is so, elke ou moet sy regmatige deel bydra. Jy kan nie verwag dat iemand anders vir jou dit help doen nie. Ons mense in ons land betaal belastings in groot mate om voorsiening te maak, om te help. So daai betalings word reeds deur ons inwoners gemaak of die mense wat meer welaf is, hulle maak hulle bydraes. Ons sien hoe goed hulle rekeninge in Mosselbaai munisipaliteit betaal. Ons is baie dankbaar daarvoor, maar dit is belangrik dat elke persoon sy regmatige bydrae moet maak. En dan van ons kant af wil ek net baie dankie sê aan ons inwoners. Ons het weer die laaste week gesien hoe die publiek terugkom na ons, die erkentlikheid waar hulle vir ons baie dankie sê in terme van hoe dienste gelewer is. Ons het gesien na die storm, so ons spanne uitgegaan het, sonder om te kla, in die reën, in die wind, daar buite gewerk, so aan al ons amptenare wat ons gemeenskap dien met respek. Baie dankie, ons is trots op ons amptenary en aan ons gemeenskap, ons inwoners, die boodskap van my en die raadsidvinnis is dat ons omgee. Ons is ernstig oor julle geld, wat julle hard voorwerk, hardverdiende geld, ons sal dit nie mors nie, ons steel dit nie, ons probeer werklik ons bes om dit so aan te wend, laat dit dienste lewer tot voordeel van almal, en in Mosselbaai kry u wel die dienste waarvoor u betaal. So ons respekteer u, ons respekteer die bydraes, en dit is 'n groot voorreg om u te kan dien, al is dit 'n enorme uitdaging, soos ons genoem het, in die huidige finansiële omstandighede waar binne plaaslike regering hulle self in Suid-Afrika bevind. Menere, baie dankie. Dit was 'n groot voorreg om saam met julle te gesels en ons gesels weer volgende week. Dit was dan direk met Dirk.